Ek praat met jou oor 'n moeilike, komplekse, maar ook baie relevante onderwerp en dit is waansin. Ons skrifgedeelte kom uit Lukas hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 7 en ek hou dit vir ons, of ek lees dit vir ons in die 2020 vertaling. Hulle het aan die oorkant van die see aangekom in die gebied van die Geraseners. Net toe hy uit die boot klim, het 'n man met 'n onrein gees hom skielik uit die rotsgrafte tegemoet gegaan. Hierdie man se blyplek was tussen die rotsgrafte. Niemand kon hom meer vasbind nie, selfs nie met 'n ketting nie. Hy was trouens al dikwels met voetboeie en kettings vasgebind. Maar hy het die kettings losgeruk en die voetboeie stukkend gebreek. Niemand kon hom beheer nie. Heeltyd bedags en snags het hy tussen die rotsgrafte en op die berge homself al skreeuende met klippe geslaan. Toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en voor hom neergeval. Hy skreeu toe met 'n harde stem: "Los my uit, Jesus, Seun van die Allerhoogste God. Ek besweer U by God, moet my nie pynig nie." Want hy het vir hom gesê, onrein gees, gaan uit die man uit. Nadat Jesus die storm op die see van Galilea stilgemaak het, kom hy saam met sy disippels in die gebied van die Geraseners aan. Gerasa, een van die prominente stede van die Dekapolis, die 10 stede, het ongeveer 48 kilometer van die see van Galilea gelê. Die gebied van Gerasa sal dus van die gebied van die Geraseners sal dus van hierdie stad Gerasa af tot by die see van Galilea strek en die dorpie Gadara insluit. Gadara was so plus minus 6 kilometer van die see van Galilea af. Hoewel Jode ook in hierdie gebied gewoon het, was dit hoofsaaklik 'n heidense gebied met 'n Grieks-Romeinse kultuur. Dit word natuurlik bevestig deur die groot trop varke wat teen die berg hang by die see gewy het. Jode beskou varke as onrein diere. So as hierdie 'n Joodse gebied was, sou dit skape gewees het wat hier gewy het en nie varke nie. Net toe Jesus uit die boot uitklim, kom 'n man Jesus tegemoet. Hierdie man het 'n onrein gees gehad. Nou let asseblief op. Dit is 'n heidense gebied. Tegnies gesproke kan ons sê, dis 'n onrein gebied. Varke is onrein diere. En hierdie man het 'n onrein gees. Hy kom Jesus tegemoet vanuit die rotsgrafte. In daardie tyd, en opgrawings bevestig dit, het hulle dikwels rotsgrafte buite die dorpsgrense teen berghange of kraanse gehad. Dis nie 'n plek waar normale mense graag wou kom nie. Daarom was dit die ideale plek waar uitgeworpenes, waansinniges en duiwelbesetenes skuiling kon vind. Nou hierdie man het glad nie meer beheer oor sy denke gehad nie. Demone het volkome beheer oor sy denke gekry. Ons kan ook sê dat hy volkome in die mag van die bose was. En daarom is dit nie hy wat praat wanneer hy voor Jesus neerval nie, maar die onrein gees in hom wat praat. En die onrein gees identifiseer homself
as legio, want sê die Gees, ons is baie. En wanneer hulle in die varke invaar, is dit 'n groot trop van ongeveer 2000 varke wat op die loop sit, teen die helling af, en in die see verdrink. Daar was dus nie net een demoon wat hierdie man beset het nie, maar 'n hele leerafdeling van ten minste 2000 demone. Jy moet onthou, dat 'n demoon 'n geestelike wese is, wat nie beperk word deur fisiese ruimte nie. Dit is dus heeltemal moontlik vir 2000 demone om in een man te wees. Wat was die impak van hierdie demone op die man gewees? En ons kyk na die uiteinde van duiwelbesetenheid en dan sien ons, wat is die pad wat die bose graag met ons wil loop? Waarna toe vat hy ons? Kom ons kyk, wat was die impak van die demone op hierdie man gewees? Eerstens, hy kon nie meer as 'n mens tussen ander mense funksioneer nie. Hy het hom onttrek. Hy het in isolasie begin leef. Totaal in isolasie. Alleen. Weg van mense af. Tweedens, hy was ontembaar gewees. Hy kon nie beheer oor homself kry nie. Mense kon hom nog minder beheer. Hulle het hom dikwels, sê die Bybel, met voetboeie met kettinge gebind, maar elke keer het hy dit bloot net stikkend geruk. Hy was ontembaar. Derdens, hy was feitelik heeltemal nakend, indien nie heeltemal nie. Want Lukas 8 vers 27 sê vir ons, dat hy vir 'n geruime tyd nie meer klere gedra het nie. En dan, vierdens, hy het homself skade aangedoen, hy het klippe in sy hande geneem en skreeuend het hy homself met hierdie klippe geslaan. In vers 19 in ons geleesde gedeelte, Markus hoofstuk 5, nadat Jesus die duiwels, die demone uit hom uitgedryf het, beveel Jesus hom om na sy huis toe te gaan. Ons kan dus aflei dat hierdie man sy eie huis gehad het, waarskynlik in die dorpie so 6 kilometer van die kus af Gadara. Dit is waar hy gewoon het, toe dit nog met hom goed gegaan het. Hy was dus nie sy hele lewe lank 'n duiwelbesetene gewees nie. Wat het met hom gebeur, wat hom geleidelik van sy gesonde verstand af laat wegsink het in die dieptes van waansin, totdat hy uiteindelik heeltemal duiwelbesete geword het. Geen mens word duiwelbesete gebore nie. Wat het met hom gebeur? Wat hom op 'n pad laat beland het, wat geëindig het in besetenheid. 'n moontlike leidraad is die feit dat hy onrein geeste in hom gehad het. Geeste wat tuis was in 'n gebied waar varke, 'n heidense gebied, waar varke gewy het. Hoe weet ek dit? Hierdie geeste smeek Jesus om hulle nie uit hierdie gebied uit weg te stuur nie. Kan dit wees dat hy homself blootgestel het aan varksige mense? Kan dit wees dat hy homself willens en wetens doelbewus blootgestel het aan vieslike goed, vuil goed? Pas op wie jou vriende is. Pas op aan watse goed jy jouself wetend, doelbewus blootstel. Pas op, dit kan ook wees dat iets traumaties met jou gebeur het, of 'n reeks traumatiese gebeure in jou lewe, wat jou geleidelik laat beheer verloor het. Jy het geleidelik begin
om beheer te verloor oor jou denke. Jy sien, my gesonde verstand staan teenoor waansin. En daar is 'n lang afdraande van my gesonde verstand af na waansin toe. En daar is net so lang afdraand van of my gesonde verstand na duiwelbesetenheid toe, of van waansin af na duiwelbesetenheid toe. Dis 'n geleidelike proses. 'n geleidelike proses. Kenners onderskei 4 stadiums van my gesonde verstand af na waansin toe. En die 4 stadiums is die beginstadium, dis die pad na waansin toe, die afdraande, waar jy stelselmatig beheer oor jou denke verloor. Dis die beginstadium, dan die prodromale stadium, dan kom die psigotiese stadium en laastens eindig jy in absolute waansin. So kom ons kyk wat gebeur met my denke in elkeen van hierdie stadiums. In die beginstadium het ek matige konsentrasieprobleme en somtyds voel dit vir my roetine take is vir my te veel, dit oorweldig my. In die prodromale stadium, ek begin al hoe meer sukkel om te fokus, ek sukkel ook al hoe meer om gesprekke te volg. Dan in die psigotiese stadium, my denke is nou onsamehangend en ek kan ook nie meer onderskei tussen belangrike goed en onbelangrike goed nie. En dan wanneer ek by waansin uitkom, is my gedagtes geheel en al chaoties, totaal chaoties. Ek kan ook nie meer logiese sinne formuleer nie. Wat gebeur met my gedrag, my optrede in hierdie 4 verskillende stadiums? Beginstadium, ek begin myself onttrek van mense. Dis presies wat met hierdie duiwelbesetene gebeur het. Ek begin myself onttrek. Dan kom ek by die prodromale stadium. Ek onttrek al hoe meer en ek isoleer myself al hoe meer van mense af. Ek begin ook sukkel om al my verantwoordelikhede na te kom. En dan kom ons by die psigotiese stadium. My gedrag word nou bizar. Ek praat met myself. Ek kan ook nie meer in 'n sosiale of 'n werksomgewing funksioneer nie. En as ek eers by waansin uitgekom het, is my gedrag heeltemal onvoorspelbaar. My gedrag is chaoties en onvoorspelbaar. En ek kan myself ook nie meer versorg nie. So daar is nie meer sprake van normale funksionering by waansin nie. So hier is die punt. We are in a battle for the mind. 'n oorlog vir my denke. Die bose wil beheer oor jou denke kry. Die pad van die bose is om my verstand af te takel totdat ek nie meer nugter kan dink nie, of iets my so oorneem dat dit alles waarin ek kan dink, of ek glad nie meer vir myself kan dink nie. Pas op vir goed wat jou denke, jou gedagtewêreld wil oorneem. Pas op vir goed wat jou van nugterheid wil beroof.
Die pad van die bose met my, toe ek in die naglewe, in die nightclubs van Kaapstad verdwyn het, was om my denke aan te tas. Daardie periode van my lewe kon ek glad nie meer nugter dink nie. En toe ek uiteindelik terugkom na die Here toe, het iemand wat my goed ken opgemerk, Johan, jou oë is weer helder. Jy sien, die lig het weer aangegaan. Ek kon weer nugter dink. Jesus se pad met ons is altyd na ons volle verstand toe. Altyd weg van waansin na my volle verstand toe. Jesus se pad met jou en my is altyd na nugterheid van denke toe. Ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 34, Paulus skryf, wees nugter in julle denke soos dit hoort. 2 Timoteus 4 vers 5 sê, skryf Paulus aan Timoteus, maar bly jy, Timoteus, in alles nugter. 1 Petrus 5 vers 8, skryf Petrus, hy sê, wees nugter, wees waaksaam. 1 Petrus 1 vers 13 sê, daarom omgord die lendene van julle verstand en deur nugter op te tree. Om die lendene van my verstand te omgord, is om beheer oor my denke te kry. Geen filosofie, of ideologie, of hartstog, of lustigheid, of vrees, of substans moet beheer oor my denke kry nie. Ek moet in volle beheer van my eie denke wees en dit volkome onderwerp aan die heerskappy van Jesus Christus. Christene behoort die nugterste van alle mense te wees. Dalk is jy op 'n plek in jou lewe waar jy nie meer nugter dink nie. Iets is besig om jou denke oor te neem. Dalk is dit 'n vrees, dalk is dit die een of ander ideologie. Iets soos 'n politiese ideologie, of 'n rasse-ideologie, wat dit ook al is, of dis dalk 'n stuk hartstog, wat jou op die loop neem, en jy kan nie nugter dink nie. Iets is besig om jou denke oor te neem. Dalk het jy al ver gevorder, op pad na waansin toe. Dalk is jy bewus daarvan, dat daar onrein geeste in jou is, bose geeste is, wat beheer oor jou gekry het. Luister mooi, ek hou nie aan jou voor 'n resep nie. Ek hou nie aan jou 'n tegniek voor nie, nie eers 'n sielkundige metode nie. Wat ek wel aan jou voorhou is die persoon van Jesus Christus, ons verlosser, die koning, gesalf deur die Heilige Gees, aan wie alle mag in die hemel en op die aarde gegee is. Hoe het hierdie besetene gelyk nadat Jesus met hom klaar was? Ons lees in Markus 5 vers 15. Hulle kom toe by Jesus en sien die besetene daar sit, die een wat die legioen in hom gehaat het, met klere aan en by sy volle verstand. As Jesus met jou klaar is, sal jy by jou volle verstand wees. Jy sal weer nugter kan dink. As jy duiwelbesete is, daar's demone wat jou bind, in die naam van Jesus Christus, dieselfde Here,
wat hierdie legio, hierdie hele leermag van demone uit een man gedryf het, kan jou vandag nog steeds vrymaak. Hy kan nie die voetboeie en die kettinge breek nie, maar die kettinge van die bose, die mag van die vyand oor jou lewe, in jou gees, in jou hart, in jou denke, kan hy breek en hy kan jou vrymaak. Daar is vrymaking in die naam van Jesus. Dalk is jy waansinnig, psigoties. Daar is ook vir jou genesing by Jesus Christus, die kenner van die mens, wat ons beter ken, wat ons verlede ken, wat ons hartseer ken, wat ons pyn ken, wat ons in ons innerlike mens kan gesond maak. Dalk is daar iets wat beheer oor jou denke begin kry. Jy kan nie meer nugter dink nie, hoor mooi. Begin net elke dag 'n pad met Jesus Christus loop. En jy sal agterkom, stadig maar seker, begin die mis opklaar, die son begin weer skyn, jou oë word helder, jy kan weer sien, jy kan weer duidelik sien, en jy kan weer helder en duidelik dink. Jy kan goed sien vir wat dit is, en jy is by jou volle verstand. Mag die Here ons help, weg van waansin af, weg van denke af wat nie nugter is nie, na 'n mens wat by my volle verstand is, en onderworpe is aan die heerskappy van Jesus Christus. Amen.